Ai, liewe kyker, wat 'n voorreg. Jy weet, hier is die tweede een oor die Heilige Gees. Jy weet, ek maak hierdie video so een na die ander, en nou is ek besig met die tweede een, met so 5 minute speling tussenin, en ek is so opgewonde. Jy weet, die vorige een het my nou so gevul, dat ek sê, joh, ek kan nie, ek wil hierdie evangelie aan u bring, ek wil dit inhammer, in u in, en die Here sê vir my, nie deur krag of geweld nie, my seun, deur die Heilige Gees, deur genade. Ai, kom ons bid saam. Vader, dankie vir u wonderlike woord, wat ons stig, ons loof u daarvoor. Heilige Gees, dankie dat u nou die skrifte vir ons open, as ons oor u praat, oor die werk wat u doen. Dankie Heilige Gees dat u vir ons wil wys, sodat ons meer en meer Jesus kan verheerlik. Dankie dat u motief is goed. U wil hê dit moet met ons goed gaan. Dankie Heilige Gees, ons dankie nou daarvoor. Vader, dankie dat u so mooi werk gedoen het. In Jesus naam. Amen. Nou, ek wil vir hierdie skrif gedeelte lees in Johannes 14. Kyk net die vers 23. Nou onthou nou, dis nou net voor Jesus sou gekruisig word. Hy sou nou gevange geneem word. Nou sê hy hierso belangrike woorde. Jesus antwoord en sê vir hom: as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Ons, Vader Seun, sal na hom toe kom en by hom woning maak. Wie is die hom? Dis u wat nou na my kyk. Hy kom woning maak in u. Hy het, as u die werk wat Jesus gedoen het aanvaar, as u die kruis in die lewe sê, Jesus, ek glo, u het vir my gesterf, ek aanvaar dit, ek wil hê, u moet my Here wees. Here, wat wil u hê moet ek doen? As u dit gedoen het, liewe kyker, glo ek, kan u vir my sê, u die getuienis in u hart, dat u 'n seun, 'n dogter van die lewende God is. U het die getuienis in u hart. Het u daardie getuienis in u hart? As u nie het nie, kan die getuienis nou in u hart inkom. Want is die Gees van God wat saam met die Gees sal getuig dat van nou af is u 'n kind van die lewende God. Dis nie reëls nie, dis nie wette, moets en moenies nie. Dit is elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Wat is die naam van die Here? Jesus. 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 So, liewe kyker, kom ons neem aan, ek neem aan, dat u weet u is 'n kind van die lewende God. Hy sê, ek en die Vader en die Seun, sal kom en by hom woning maak. Dis wat hy sê. Hy sal. In Johannes 14 het hy gesê, hulle sal, die Vader en die Seun sal kom. Weet jy wat? Toe Jesus die weg oopmaak na die Vader toe sê hy, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my. En Jesus maak die weg oop deur sy kruisdood. In die boek van Hebreërs sê dit, die voorhangsel van die tempel het van bo na onder geskeur, en dit is sy liggaam wat geskeur is, sodat ons kan inkom, en ons is in. Hoe het hy ingekom? Deur die wedergeboorte. Hy is wettiglik in die koninkryk van God ingebore, wedergebore. Die eerste geboorte maak jy 'n seun van die mens. Die tweede geboorte maak jy 'n seun van God, 'n dogter van die lewende God. Nou is hy, u God, hy is u Vader. Die Heilige Gees wil vir u hierdie waarhede duidelik maak. U weet, u lees 'n hoofstuk, en dan sê u, maar hierdie skrif
Soos ek nou Johannes 14 vers 23. Hierdie, ek het dit nou nog nooit gesien nie. Ander keer lees jy dieselfde hoofstuk. En jy lees weer Johannes 14. En jy sê, maar dit het ek nog nooit so gesien. En die Heilige Gees, hy is besig om jy te lei. Dan dit. Genoeg vir elke dag. Die brood van die lewe, uit die woord van God, uit die mond van God. Jy luister en jy sien lewe. Dis wat gebeur, liewe kyker. Nou, het jy die Heilige Gees nodig? Jy weet, in Johannes 16 sê hy, wanneer die Gees gekom het, sal hy die wêreld oortuig van sonde, 1 vers 9, omdat hulle in hom nie glo nie. Van geregtigheid, omdat hy na die Vader toe gaan. En van oordeel, omdat die prins van die duisternis geoordeel is. Nou, in my bietjie verstaan daarvan, hy sal die sondaar oortuig, omdat hy nie in Jesus glo nie. Sodat hy in Jesus kan glo, dan word hy 'n kind van God. Reg? Die sonde van, hy sê in Johannes 16, dis die sonde van ongeloof. Vers 9, van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. So as hulle begin glo, die volgende vers, en van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan. Want toe hy na die Vader toe gaan, toe maak hy die weg oop vir jou, om by die Vader in te kom, en die Vader in jou in te kom. Ja, en die Heilige Gees begin jou wys, Jesus is jou geregtigheid. Omdat Jesus na die Vader toe gegaan het. Met sy bloed het hy jou versoen met die Vader. Liewe kyker, dis mos wonderlike nuus. Jy is versoen op grond van God se werk. Dis God se werk. Jy is gebore op aarde, toe gebore in die koninkryk van God. Dis die wedergeboorte. Nou spring jy nie uit en in, word weer gebore, nee, as ek iets verkeerd doen, dan is ek uit, dan is ek in. Dit is verwarring. Dis verwarring. En ek wil vir jy sê, as jy weet, jy het Jesus aanvaar as jou verlosser, kan jy maar altyd weer terugkom en sê, Here, ek kom na U toe. Here, ek het 'n afdraaipaadjie gevolg, maar ek is weer terug by U. Jy word dan nie weer gebore nie. Jy kom net terug na dit wat Jesus gedoen het. Jy begin weer te glo. En dis belangrik. Goed, nou, Johannes 16. Hy oortuig van sonde, geregtigheid, nou oordeel. Hy begin U te wys. Die duiwel is veroordeel. Die oordeel van God. Ek hou so van die Engels, the judgment of God. Op hom geval. Hy sê vir Jesus, toe Jesus hier op die aarde was, hy sê vir hom op een slag, hy sê, duiwel sê vir Jesus, ek weet wie U is. Het U gekom om ons voor die tyd te pynig? Die duiwel, hy het geweet, hier is Jesus. Het U gekom om ons voor die tyd te pynig? In Markus 3 sê hy, alle lasteringe sal die seun van die mens vergewe word. Maar hy wat teen die Heilige Gees laster, dit sal hom nie vergewe word. En dan gaan lees jy Markus 3 en jy sien duidelik, dis die duiwel wat gelaster het en dit word hom nie vergewe nie. Hy is skuldig aan die ewige oordeel. Maar ek en U, Markus 3, alle lasteringe sal die seun van die mense, ek en U, vergewe word. Ek weet, U het al gehoor, mense sê, nee, laster van die Heilige Gees, geen mens word daarvoor vergewe nie. Gaan lees, Markus 3. Alle lasteringe, wat hulle ook al mag uiter, sal die mense kinders vergewe word. Maar hy, wat teen die Heilige Gees laster, sal nie vergewe word nie. Maar skuldig aan die ewige oordeel, dis die duiwel. Nie U nie. Ek weet, ek het dinge uit onkunde al gesê, teen die Heilige Gees. Ek het. Maar ek weet, toe hy aan die kruis sterf,
Toe sê hy, Vader, vergewe hulle. Behalwe die lastering van die Heilige Gees, teen die Heilige Gees. Vader, vergewe hulle. Nee, hy het net gesê, Vader, vergewe hulle weet nie wat hulle doen. Aan die einde sê hy, tetelestai, dis volbring, dis verby. Hy sê, ek sal aan hulle sondes en hulle ongeregtighede nooit meer dink nie. Behalwe die laster teen die Heilige Gees. Dit sal hulle nie vergewe word. Nee, glad nie, hoekom nie? Want Markus 3 sê duidelik, alle lasteringe sal die mensekinders vergewe word. Wat hulle ook al mag geuiter het. Dalk moet ek dit nou nie beplan om dit te lees nie, maar ek gaan dit vir julle lees hierso. Markus hoofstuk 3. En iemand sê partykeer vir my, Piet, maar ek het altyd gedink, so gedink. Markus hoofstuk 3. Hoor dit nie? Vers 28. Voorwaar, ek sê vir julle, al die sondes sal die mensekinders vergewe word. Die mensekinders vergewe word, al die sondes. En al die lasteringe wat deur hulle uitgespreek was, wat hulle mag uitgespreek het, alle lasteringe. Maar wie teen die Heilige Gees gelaster het geen vergifnis tot in ewigheid nie. Wie is dit? Die duiwel. Hy sê, maar is skuldig aan die ewige oordeel. Jy sal duidelik sien, hy praat hier oor wat die duiwel doen. Kyk in vers 23, en hy het hulle na hom geroep, en vir hulle deur gelykenisse gesê, hoe kan die Satan uitdryf, en as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie. En vers 26, en as die Satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde. Niemand kan in die huis van 'n sterk man ingaan nie. Jy sien, hy praat oor die duiwel. So daar seun van die mense, dis die mensekinders. En daar seuns nie, daar's die duiwel ook. Dis die twee groepe. Die duiwel met sy demone, die mensekinders. Hier sê hy duidelik, alle lasteringe sal die mensekinders vergewe word. En dit sluit aan by Hebreërs 10 en Hebreërs 8, dat die sondes is uitgewis. Hy sal dit nooit weer ophaal nie. Hoekom? Want deur een offer, Hebreërs 10, vers 10 en vers 14, deur een offer het hy ons volmaak voor God kom stel. Deur een offer. Kolossense 1 sê, ons is vlekkeloos en blaamloos voor God gestel. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God, liewe kyker? Goed. Ek is bly ek kon daai heilige koei doodslaan. Regtig, liewe kyker. Weet daar's heilige koeie wat jy in die kerk nie moet aanraak nie. Ek sê die kerk. In die kerk van Jesus moet jy dit net praat. Wat sê die woord? Wat sê die woord? Maar partykeer hou mense so vas aan tradisie. Wat sê, ja, daar's een sonde, 1, 2, 3, 4. Die sondes teen die Heilige Gees, die laster teen die Heilige Gees, gaan niemand vergewe word. Dis wat die woord sê, en dan moet jy sê, maar die woord sê ook. En dan lees jy vir hulle Markus 3. Liewe kyker, dit gee my net so, dankie tog. Al my sondes is vergewe. Selfs toe ek gelaster het teen die Heilige Gees. Is uitgewis. Nie bedek nie, uitgewis. Want in die Ou Testament die bloed van bokke en stiere is bedek, maar nou uitgewis. Prys die Here. Prys die Here. Wie wys 'n mens hierdie goed? Die Heilige Gees. Wil die duiwel dit weghou van jou af? Natuurlik wil hy. Hy wil nie jy moet hierdie goed verstaan nie.
Hy wil nie hê jy moet begin sê, Markus 3 sê dit. Sê dit. Hier staan dit. Sê dit vir die skrifgeleerde. Sê dit, hier staan dit. My vrou, toe sy begin in tale praat, toe gaan sy na 'n skrifgeleerde toe en sy sê vir hom, hier sit in die Bybel, ek sien, hier sit in die Bybel in Markus 16. Hulle wat glo sal met nuwe tale praat. Ek het 'n taal ontvang. En die skrifgeleerde sê vir haar, nee. En hy's die kant toe en daai kant toe. En vandag, my vrou is nie meer by daai skrifgeleerde nie, maar sy is by die skrifgeleerde. Wie is dit? Die Heilige Gees. Liewe kyker, die Heilige Gees ken hierdie boek. Hoe? Want hy is God. Dis God, die Heilige Gees. Hy kom met sy gawes. 1 Korintiërs, hoofstuk 12. Nou wil u vir my sê, of u van hierdie gawes wil laat werk deur u. As die Heilige Gees in u is, waarborg ek u, dat as u hierdie gawe nodig het, in die situasie waar u is, sê vir die Here, Here, ek weet nou nie mooi nie, maar u weet, hoe hanteer ek hierdie ding? Want nou begin u sal nou begin sien, dis die Gees wat in u werk. Dit beteken, u het eintlik al die gawes binne in u. Hoekom? Want is in die Heilige Gees. Hy inspireer hierdie gawe. Dan hierdie een. Hy inspireer u. Dis die Heilige Gees in u. Maar sal al die gawes deur u funksioneer? Ek wil vir u sê, almal wat vir daardie situasie in u nodig is, sal manifesteer. U kan dit blok. U kan sê, nee, ek gaan dit nie sê nie. Jesus, sy vader wys hom, hierdie vrou het nie 'n man nie. Die een wat sy nou het, is nie haar man nie. En Jesus sê vir haar, gaan haal jou man. Sy sê, ek het nie 'n man nie. Hy sê, jy sien, nou het hy 'n keuse. Hy gaan die vader gehoorsaam. Hy sê, jy het reg gesê, die een wat jy nou mee saambly, is nie jou man nie. Jy het 5 mans gehad. Jy sien, wie wys dit vir Jesus? Die Heilige Gees. Nou ek sê nie, jy word 'n fortuinverteller nie, asseblief. Ek sê, jy begin aan reageer op wat Jesus jou wys, deur die Heilige Gees. Jy vra, en jy reageer op wat hy jou wys. So in elk geval, kom ek wys jy nou, hierdie gawes. 1 Korintiërs 12, hier is 'n 9, Romeine 12 ook. Ek dink dalk gaan ons 'n bietjie tyd hê vir alles, vir van hulle. 1 Korintiërs 12. En wat die geestelike gawes betref, broeders en susters nou, né? Wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. So onkunde, dan is jy onkundig, dan weet jy nie. So nou gaan ons, hy wil nie hê ons moet onkundig wees nie. Wie is dit? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees sê, hy wil nie hê u moet onkundig wees nie. En ek moet onkundig wees. Nou sê ons, goed Heilige Gees, ons wil leer. Hy sê, julle weet dat julle heidene was, weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Ons was heidene. Ja, nee, dis reg. Ek glo dit. Ek was 'n heiden, maar ek het na Jesus toe gekom. Nou is ek nie meer nie, né? Nou sê hy, vers 3, daarom maak ek julle bekend, dat niemand, wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê, dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Mooi. Ek en u, kom ons sê bietjie, Jesus is my Here. Jesus is my Here. Deur die Heilige Gees. Hy sê, vers 4, daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. Genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Liewe kyker, u sien, daar's bedieninge. Hy sê dit duidelik,
Daar's verskillende bedieninge. Daar's 'n verskeidenheid van bedieninge, 'n verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde Gees. Verskeidenheid. Hoekom? Kyk bietjie na jou broer, jou suster. Hy lyk nie soos u nie. Hy het nie dieselfde persoonlikheid nie. Hy's anderster. Hierdie verskeie bedieninge is vir verskeie mense. U sê, "Jo, maar ek wil graag daai, maar ek het dit nie." As jy dit graag wil hê, wees dit wat in jou werk om dit te wil hê. Wees dit. Die Heilige Gees, hy werk in jou. Ek wil graag vir siekes bid. Ja, ek sien hier soos een. Die gawe van genesings. Dit wil ek baie graag hê. Jo, ek sal daarvan hou om vir mense te bid. Vers 9. Aan 'n ander weer geloof deur dieselfde Gees. Jo, daai ou. Hy het 'n gawe van geloof, man. Dis asof hy het 'n gawe van geloof. As ons terugkyk in die geskiedenis, daar's ouens soos Smith Wigglesworth. Gawe van geloof. Tel haar op. Sy kan nie staan nie. Tel haar op. Hulle los haar, sy val. Hy sê, tel haar op. Tel haar op. En die Here genees haar. Gawe van geloof in daai oomblik. Dis wat hy nodig gehad het vir daai oomblik. Hy kon nie rondgaan na elke hospitaal toe en in die sale instap en sê, ek is die man. Nee, dis soos die Gees in hom werk. Een keer werk die Gees in hom. As ek dit noem, sal jy sê, nee, dit wil ek nooit hê. Nou toe maar. Werk God in hom, om sekere goed te doen, wat heel onvanpas in die kerk is, in die kerkgebou. Maar die Here maak die mens gesond. Jo, gesond. Ja, die gawe van geloof. Hy sê aan 'n ander, genadegawes van gesondmaking. Genadegawes van gesondmaking. Jy weet, daar's party ouens wat, hulle wil net vir dowes bid. Hulle het een oor gesien oopgaan, nou, hulle soek net dowes. Maar as daar iemand is wat doof is, in die een oor, dan sê hulle, ek sal bid. En die ouens weet ook, daai ou, vra hom, om vir hierdie, nou, die Heilige Gees kan in jou werk, om vir dowes te bid, blindes. Wees oop vir whatsoever. So, wat ook al die Heilige Gees in jou werk. Ja, hy sê, gesond maak. Aan 'n ander, werking van kragte. Werking van kragte. Kan dit dalk wees dat die werk van krag deur Jesus gevloei het toe hy sê, wees stil, en die storm is stil. Kan dit wees? Ja. Kan dit wees, hierdie werking van krag. Lazarus, kom uit. En Lazarus is 4 dae dood. Hy ruik al. En hy kom so regop uit die graf uit. Daar staan hy. En Jesus sê, maak hom los. Kan dit wees dat hierdie selfde Heilige Gees in u is? Hoeveel blinde mense is daar vandag? Hoeveel dowes? Hoeveel siekes om u? Is dit moontlik dat u in Shoprite kan loop en die Heilige Gees sê, bid vir daai een? Of die Heilige Gees sê, daardie een het nou hoofpyn. En jy gaan so intoe en sê, ek wil net vir jou vra, het jy nou hoofpyn? En hy sê ja, dan sê hy sê, die Heilige Gees het my gewys, kan ek vir jou bid? En voor hy kom kan hy bid jy vir hom en die hoofpyn is weg. Maar jy word gehoorsaam aan die leiding van die Heilige Gees. Liewe kyker, die wêreld het dit mos nodig. Hy het 'n dokter nodig. Die wêreld het dit nodig, wat hom nie 'n fortuin geld gaan vra nie. Verniet. Ek gaan vir jou bid, verniet. Nee, jy hoef te betaal nie, moenie my vergoed nie. Nee, ek bid vir jou. Liewe kyker, ek wil afsluit. Lees 1 Korintiërs 12 en Romeine 12. En kyk bietjie, of een van daardie dinge, of 2 of 3, u aanraak en sê, maar ek wil dit in my lewe ervaar. Liewe kyker, u is op pad.
Die Heilige Gees gaan vir u wys. Geloof kom deur die gehoor en gehoor deur die woord van God. U gaan dit sien. U gaan dit al hoe meer sien en u gaan besef, maar ek het die Heilige Gees so nodig. En dan gaan u sê, maar ek het die Heilige Gees. Niemand kan sê dat Jesus die Here is behalwe deur die Heilige Gees nie. En ek sê dat Jesus, u is my Here. Die Heilige Gees is in my. Liewe kyker, kan u dit oorvertel? Natuurlik kan u en moet u. Vertel vir almal om ons. Jesus is weg, maar die Heilige Gees het gekom. Jesus is aan die regterhand van God. En nou dat u sy tempel is, kan die Heilige Gees in u werk. Die Heilige Gees kan oor u kom en u kan soos Jesus in hierdie wêreld lewe. Seën vir u. U moet mooi loop. Mooi jaar vir u.